Goeiemôre en baie welkom by nog 'n digitale diens. Ons het sopas die afgelope naweek ons bazaar gehad, dit het baie goed gegaan. Ek weet nie of jy was nie, maar dit was 'n baie amazing geleentheid. En dinge wat nou voorlê vir ons is ons huweliksnaweek, huweliksverrykingsnaweek wat volgende naweek plaasvind. En dan is dit bietjie skoolvakansie. En dan 7 tot 9 Augustus het ons 'n vrouekamp. Miskien stel jy daarin belang, en dan bietjie later in September het ons 'n gebedsretreat. So jy kan so lank hierdie dinge in jou oor knoop, miskien wil jy deel word van dit. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons ook volgende op hierdie manier, op 'n digitale diens, u woord, u koninkryk in die wêreld kan uitdra. Dankie vir u genade in Jesus se naam. Amen. Goed, so vandag het die Here dit op my hart gelê om met jou te praat oor iets. Ons ry elke jaar Kalahari toe om lammers te gaan haal vir ons bazaar. Die boere daarso gee dit vir ons vir baie goedkoop en maak dit vir ons die moeite werd om dit daar te gaan haal, en dis altyd 'n groot ervaring om daar so in die Kalahari te wees. En hierdie jaar het ek 2 lesse in die Kalahari geleer, wat ek graag met julle wil deel. So kom ons lees uit die woord van die Here uit Matteus 20 vers 29 tot 34. Toe hulle uit Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte mense Jesus gevolg. 2 blinde mans wat langs die pad gesit het gehoor dat Jesus verbykom. Toe roep hulle uit: Here, seun van Dawid, ontferm u tog oor ons. Die mense het met hulle geraas en gesê hulle moet stil bly, maar hulle het al hoe harder geroep: Here, seun van Dawid, ontferm u tog oor ons. Jesus het gaan staan, hulle geroep en gevra: Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle sê toe vir hom: Here, dat ons oë oopgaan. Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien en het hulle hom gevolg. So, daar 2 dinge hierdie jaar gebeur in die Kalahari. Die boer daarso, een van die boere, en die volgende vertel. Toe ek daar kom, toe sien ek die veld is baie mooi. Die gras staan hoog, dis die mooiste wat ek die veld nog gesien het in die jare wat ek soontoe gaan. En ek vra vir die boer daaroor, en hy vertel my die volgende. Hy sê, die plaas lyk verskriklik mooi, die mooiste wat het seker nog ooit was. Die water staan oral, maar daar's een deel van die plaas wat nog steeds baie droog is met die rooi sand. En hy besef toe, maar hier's 'n probleem. Dit het nog nie op daai deel van die plaas gereën nie. En hy besef toe, dit gaan baie water vat om daai stuk te rehabiliteer. Hy besef toe, dit gaan 100 mm reën vat. En hy besluit, hy gaan vir die Here vra vir 100 mm reën. En hy bid toe, en hy vra vir die Here vir 100 mm reën. En daai selfde naweek sê hy, toe reën dit 80 mm. En hy's baie dankbaar, maar hy gaan terug na die Here toe, en hy vra vir die Here, baie dankie vir die 80 mm reën, maar ek het nog 20 mm nodig. Kort rukkie daarna toe reën dit 3 mm. Toe gaan hy, praat hy weer met die Here en sê, Here, baie dankie vir die 3 mm reën, maar ek het nog 17 mm nodig. En hy sê, die volgende wat het gereën het dit in die 30 mm gereën. En toe gaan dank hy die Here en sê, Here, baie dankie dat U meer gegee het as wat ons vra. En hierdie storie het my baie besig gehou. Hoekom het hy dit gedoen? Het hy die regte ding gedoen? Is hy nie arrogant nie? Moes hy nie dankbaar gewees het vir wat die Here hom gegee het nie? So dit is die een storie. Die ander storie wat hy my vertel het, is dat ons sit die aand daar om die vuur, ons is so 15 mans wat opgaan om die lammers te gaan haal, so 5 of 6 bakkies met sleepwaens wat ons dan terugbring. En ek maak toe opmerking, ek sê, in al die jare wat ek hier naartoe kom, is dit elke keer as ek hier kom volmaan.
En dit is nogal amazing. En toe begin ons te praat oor hoe groot die heelal is, en iemand sê dat daar 'n ster is wat 100 miljoen ligjare ver is. Net om dit in perspektief te stel, sê ons toe daarso dat lig gaan 7 keer om die aarde in 1 sekond. So in 1 minuut gaan dit 7 maal 60 keer om die aarde, en wat van 'n miljoen ligjare? Wat van 'n ligjaar? Wat van 'n miljoen ligjare? Hoe groot is dit? En ons sê toe hoe groot God is, en die boer maak toe 'n opmerking. Hy sê, ons kan nie sê hoe groot God is nie, want as ons sê hoe groot is God, dan is ons verwaand. En ek wonder toe maar, wat bedoel hy? Hoekom sê hy dit? En hierdie 2 dinge wat hy gesê het my besig gehou, en ek het agtergekom dat daar's geweldige wysheid in wat hy gesê het. So, ek praat toe met hom, en hy verwys toe na hierdie teksgedeelte in Matteus 20, waar Jesus vir die blinde mans vra, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Jesus wil hê, hulle moet presies sê, wat hulle behoefte is. Net soos wat hy presies na die Here toe gaan het en gesê het, Here, my behoefte is 100 mm reën. Net so het die blinde mans gesê, Here, dat ons kan sien. So, die blinde mans moet sê wat hulle by Jesus wil hê, maar hulle sien ook vir Jesus vir wie hy regtig is, want hulle roep uit na hom, hulle sê, Jesus, seun van Dawid, ontferm u tog oor ons. So hulle het vir Jesus gesien vir wie hy is die Messias, hy is die koning, wat sy koninkryk kom vestig. So, dit is 'n vreemde storie hierdie, want Jesus kan maar sien wat het hulle nodig. Hy kan maar sien hulle is blind, hoekom vra hy nog vir hulle, hoekom wil hy hê, hulle moet sê, Jesus weet ons die plaas het reën nodig daar op daai plek, hoekom wil hy hê, moet ons hom vra, en moet ons hom spesifiek vra, of moet ons maar sommer so oor die algemeen vra, en wat van Jesus se grootheid? Kan ons regtig sê hoe groot God is? Want as ons sê hoe groot God is ons verwaand, want ons sien God met ons oë, en God is die gans andere, hy is baie groter as wat ons ooit kan besef, en ek het in my denke en my tyd saam met die Here ook besef, dat God is baie groot, maar God is ook baie klein, want hy stel belang in die kleinste behoeftes van ons, hy is by die fynste detail van ons lewens betrokke, by die reën op 'n sekere deel op die plaas, blinde mans wat nie kan sien nie, dis miskien iets groots. Maar Jesus wil hê dat die blinde mans moet presies sê wat hulle wil hê, en dit het sekere implikasies. Daar's 'n woord in die teologie, die woord is deïsme. En hierdie woord beteken, mense wat in deïsme glo dat God die hemel en die aarde geskape het, en dat dit soos 'n horlosie is wat opgewen is, en nou loop die horlosie af totdat Jesus weer terugkom. Ek glo nie dit nie. Ek glo dat Jesus intens betrokke is in ons lewens. Dat hy intens betrokkene is by hierdie wêreld. En dat hy ons betrokkenheid in hierdie wêreld soek, en dat hy nie buite ons wil opereer nie. God wil hê ons moet vir hom sê wat ons nodig het. God wil hê ons moet hom sien. God wil hê ons moet vir hom vra, Here, ek het 100 mm reën nodig. Here, ek wil sien. Here, ek wil genees wees. Die Here praat met ons, Jesus, in Matteus 7 vers 7 tot 9, hy sê, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mense onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Kyk wat sê Jesus hierso. Jesus sê ons moet vra
en ons moet soek en ons moet klop. Want as ons vra sal ons antwoorde kry, as ons soek sal ons kry en as ons klop sal daar vir ons oopgemaak word. Want God is goed, hy gee net goeie dinge. Staan hier so, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Jesus wil hê ons moet intens na hom soek, ons moet hom vra. Hy wil hê ons moet sy betrokkenheid in hierdie wêreld sien en dit vier en hom vra. Sou God die 100 mm reën op die plaas gestuur het as die boer hom nie gevra het nie? Sou God die blinde man se oë genees het as hulle hom nie gevra het nie? Psalm 103 vers 8 sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Barmhartig, sy hart klop warm vir ons. Genadig, hy gee nie vir ons wat ons verdien nie. Lankmoedig, hy gee nooit op nie. Vol liefde spreek van self. Hierdie woorde in van Psalm 103 vers 8 kom 8 keer in die Bybel voor. Dit is die eienskappe van God. Dit is wie God is. En soveel meer. Ons kan nie vir God aanbandel hê nie. Ons kan nie sê, dis hoe groot God is nie. Hy het die sterre en die maan en so gemaak. Want natuurlik het hy dit gemaak en natuurlik is hy so groot. Maar hy's baie groter as wat ons met ons oë ooit sal kan sien of besef of met ons gedagtes ooit sal kan dink. Ons moet nie verwaand wees en sê, dis hoe God is of dat is hoe God. God is die gans andere. En ons moet hom sien vir wie en wat hy is, dat hy baie groot is, maar dat hy ook baie klein is, en dat hy baie anders is, en meer vol liefde en meer vol barmhartigheid, is wat ons ooit sal kan besef. Die blinde mans het eers hulle geloof in Jesus uitgespreek, en het gesê, Jesus seun van Dawid, ontferm u oor ons. Hulle sê wie Jesus is, hulle weet wie is Jesus, hy is die Messias. Die skare raas met hulle. Die skare is nie lus vir hulle nie. Hoekom? Hierdie ouens pla, ons is nou besig met 'n optog. Ons het 'n ander agenda en hulle die mense stoot hierdie twee blindes weg. Nee, gaan weg, julle pla vir Jesus, maar nie Jesus nie. Wat doen Jesus? Hy stop, hy draai om, hy gaan na hulle toe, hy praat met hulle. Dit is wie Jesus is. Hy stop, hy draai om, hy gaan terug, hy luister na ons. Hy gaan staan stil. Dis wie Jesus is. Hy stel belang in hulle, in ons. Nie die mense nie. Die mense is geïrriteerd met die blinde mans, hulle pla net vir Jesus. Hulle dink nie eers aan 'n wonderwerk, die blinde mans verwag 'n wonderwerk. Jesus wil 'n persoonlike verhouding met ons hê. Jesus soek interaksie met hierdie mans, met ons. Dis een van die redes hoekom hy wil hê ons moet vra. Al weet hy klaar wat ons nodig het. Hy soek 'n gesprek, hy soek 'n verhouding met ons. Dit is wie Jesus is. Dis wie intimiteit is. Hy wil hê ons moet spesifiek vra, Here, ek het 'n 100 mm reën nodig. Here, baie dankie dat jy 80 gestuur het. Maar sal jy asseblief nog 20 stuur? Sien nie wat het dit gemaak? Dit het gemaak dat daar 'n blywende interaksie is. Dat dit aangehou het. Gebed is nie 'n vraag na 'n ver weg goddelike wese nie, soos die arme Hindoes en die Boeddhiste nie, wat met hulle chants en hulle boetedoenings en al die dinge. Nee, Jesus is intens betrokke in ons lewe. Hy soek 'n verhouding. Hy is baie groter as wat ons ooit sal dink, maar hy is ook baie kleiner as wat ons ooit sal dink. Die mans antwoord nie vaag weg nie. Hulle vra presies wat hulle wil hê. Here, dat ons oë oopgaan. Dis wat hulle wil hê. Dis wat hulle van die Here vra. As ons begeertes aan God bekend maak, dit help ons om ons behoeftes raak te sien. Maar dit moet altyd oor God gaan. Dit moet altyd oor Jesus gaan. Dit moet altyd oor sy verheerliking gaan. Dit mag nooit ooit oor ons gaan nie. En as ons vir God spesifiek vra, dan kom dit so uit dat dit altyd oor sy verheerliking gaan. Die boer in die Kalahari het duidelik gesê, God het voorsien. God is groter as wat ons ooit sal besef. Die blinde mans het gesê, hy is die Messias. Die blinde mans het sy verheerliking uitgelok. Filippense 4 vers 6 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles
julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. In hierdie gedeelte staan daar seker een van die mooiste gedeeltes in die Bybel, as daar so iets is. Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. Jesus het hulle innig jammer gekry. Sal Jesus my raak sien? Sal Jesus my oë ook kan aanraak, sodat ek hom werklik kan sien? Sodat ek werklik 'n kykie kan kry in wie hy is, sodat ek hom werklik kan sien, sodat ek hom werklik kan volg? Ons hoef nie vir God te oortuig nie, of goed vir hom te doen nie, sodat hy vir ons iets sal teruggee nie. Hy sal reeds genadig, barmhartig, lankmoedig en vol liefde. Hy wil ons help. Hy wil ons hoor, maar tot die eer van sy naam, want hy is vol medelee vir ons. Hy kry ons innig jammer. Hy sien ons ellende raak. Hy sien dat ons in hierdie sondige wêreld is. Die blinde man het nie arrogant na Jesus toe gaan nie. Hulle het gesê, Jesus seun van Dawid, ontferm U oor ons. Hulle het nie gevoel dat God hulle iets skuld nie. En hulle kon maklik so gevoel het, want hulle is dan nou blind. Die ander mense is, God skuld my niks, die wêreld skuld my niks. Hulle het dit ook so gesien. Maar God het vir hulle gegee, omdat hy vol liefde, genadig, barmhartig en lankmoedig is. Ja, maar jy weet nie hoe swaar kry ek hier, vra jy miskien, of God of die wêreld gee ook nie om vir my nie, en hulle moet my maar help. Ons skuld altyd vir God. Wat skuld ons om? Ons skuld om dankbaarheid, skuld om ons lewe. Ons skuld ander mense. Ons skuld hulle die koninkryk. Ons skuld hulle liefde, omdat Jesus vir ons liefde gegee het uit dankbaarheid. Liefde en ontferming, net soos Jesus. Terug na die boer se vraag oor die reën, dit lyk arrogant. Maar en meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek, dis eintlik geweldige nederigheid. Afhanklikheid teenoor God. Want hy weet hoe groot God is, baie groter as wat ons ooit sal kan bid of dink. Efesiërs 3 vers 20, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. As Jesus vir jou kom vra, wat kan ek vir jou doen? Wat sal jy sê? Ek is die week by iemand wat sterwend is, 'n terminale lidmaat, pasiënt, vriend. Sy vrou sit daar. Ek vra vir hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle bid? En die oom sê, dat ek sal lief wees vir God, en ek sal goed wees vir die mense rondom my. Het 'n geweldige indruk op my gemaak. Want miskien sou hy moes vra dat ek gesond moet word, of dit of dat of so, maar hy het nie. Want hy het God se grootheid en wie God is al 'n bietjie beleef. God is nie 'n veraf kosmiese wese wat alles maar net laat gebeur nie, nee. Hy is 'n verhouding wat intiem betrokke is in ons lewe. Hy wil ons betrek, hy is genadig, barmhartig, lankmoedig en vol liefde. En hy vra vir ons, wat is dit wat jy wil hê ek vir jou moet doen? Amen.